Goed, ons is hier saam met ons munisipale bestuurder, meneer Lionel Phillips. Goeiemôre meneer Phillips. Goeiemôre en goeiemôre aan al die luisteraars. En dan ook meneer Liewie Pillay. Jy kan maar net so lank goeiemôre sê. Hy is aan die hoof van elektries hier by die elektriese dienste by Matsekama munisipaliteit. Ons gesels vanmôre ons elektriese slimmeters. Vir baie mense 'n bietjie van 'n dwarsknop in die keel. Ander mense verstaan dit 'n bietjie beter, maar dit is hoekom meneer Phillips hulle hier is vanmôre is om met ons te gesels daaroor, sodat ons wag 'n bietjie, waar is ek nou? So, daar is ek terug. Sodat ons net 'n bietjie van 'n idee kan kry wat eintlik hier aangaan en dat mense dit beter verstaan. Meneer Phillips, kom ons val sommer dadelik weg. Sal daar kragonderbrekings wees tydens hierdie installasie? Ja, daar sal ongelukkig maar baie kort tydjie, net gedurende die installasie gaan ons die krag afskakel en sodra die installasie afgehandel is, dan word die krag weer aangeskakel. So is net vir daai tydjie. Okay, ons praat nou van die spesifieke huis op daai stadium. Van die spesifieke huis se krag en nie die hele dorp se krag. Ja. Wat is die voordele van die gebruik van 'n slimmeter? Hier is die groot vraag. Ja, daar is baie verwarring oor hierdie meter, maar eintlik is dit voordelig vir beide die munisipaliteit en die verbruiker of die kliënt dan wat die krag aankoop. Eerste plek, dit gee vir jou, as ek die Engelse woord kan noem, real-time inligting. Jy kan onmiddellik sien wat is jou kragverbruik, jy kan onmiddellik sien wanneer jou krag spike, wanneer jou krag afgaan. Dit kan alles opgetel raak en jy kan dit alles kry op jou foon as jy die app download op jou foon, dan kan jy al die inligting kry. Vir die munisipaliteit is dit ook baie voordelig in die sin dat ons hoef nie in die toekoms meer mense uit te stuur na mense se huis toe nie om krag te gaan lees nie, want ons kan dit nou alles met die smart meter sommer optel in die kantoor en ons kan ons personeel meer effektief aanwend in ander areas waar ons meer hulp nodig het. So die smart meter is 'n baie goeie instrument en dit word deur baie ander munisipaliteite al reeds aangewend, veral die munisipaliteite wat meer ontwikkel is en wat bietjie meer gevorderd is as jou landelike munisipaliteite. Hulle gebruik dit al reeds en dit werk baie goed vir beide partye. Daar is die regte knoppie. Dit klink vir my goed. Hoe kan ek as verbruiker my elektrisiteitsverbruik met die slimmeter monitor? Soos ek vroeër genoem het, is dat daar is jy kan dit van jou selfoon af doen. Jy kan die app download op jou foon en jy kan dan gaan kyk wat is jou elektriese verbruik en as jy byvoorbeeld by die huis as ek 'n voorbeeld kan maak en jy sien nou skielik nee maar hier spike my elektrisiteit, hy gaan nou baie hoog op. Dan kan jy dit op jou foon sien en jy kan iemand skakel by die huis en vra maar wat gebeur daar nou? En dit kan miskien wees dat daar iemand is wel wat nou byvoorbeeld swysmasjien aangeskakel het of iets aangeskakel het wat baie groot kragverbruik het. Of het kan moontlik wees dat iemand by die kragvat wat nie van weet nie. En jy kan dit optel so dit is 'n baie soos ek sê, as jy die app het, dan kan jy baie goed sien wat met jou krag gebruik en so aan. Meneer Phillips, met wie moet ek kontak maak as ek vra het oor bekommernisse? Wel, die beste nommer om te skakel onmiddellik is die call center. Die call center sal onmiddellik in verbinding tree met die regte departement by die munisipaliteit wat die elektriese departement is en hulle sal aandag gee aan daai probleem so spoedig as wat dit moontlik is. Nou, is my inligting veilig met 'n slimmeter? Ek praat nou van my persoonlike inligting. Ja, dit is veilig soos die Engelse woord sê, dit is encrypted, so niemand anders kan dit sien nie behalwe u en vir wie u toestemming gee om dit te sien. So dit is baie veilig. So selfs net die mense by die munisipaliteit kan dit eintlik sien? Ja, ons by die munisipaliteit kan dit natuurlik sien, okay. Want ons meet mos die krag. Yes. Ons moet weet wat is die rekening vir die maand. Alright. So daai inligting sal beskikbaar wees vir die munisipaliteit en dan vir u self. Okay. Dan hier is 'n baie belangrike vraag. Ek is 'n huurder by 'n huis. Moet ek my verhuurder in kennis stel oor hierdie meter of moet hulle toestemming gee vir die installasie? Dit sal baie goed wees dat die huurder aan die eienaar van die eiendom in kennis stel dat hier gaan 'n installasie gedoen raak vandag of wanneer ook al, wanneer ons mense daar opdag. Dit sal baie goed wees, maar die toestemmingsgedeelte is dat die publiek moet altyd onthou dat die meter is altyd die eiendom van die munisipaliteit. En
dit is verpligtend vir almal om hierdie meter te laat verander op sy eiendom, wanneer die munisipaliteit daar kom om toestemming te gee, dat dit wel verander kan raak, want dit help vir ons in sy munisipaliteit om met die tegnologie aan te beweeg, nummer 1, maar nummer 2 ook baie belangrik, dit help vir ons om die kragverbruik beter te kan meet. Het sy watter kant toe dit ook al mag gaan, maar dit plaas die munisipaliteit, en dit is hoekom die raad 'n besluit geneem het, dat ons wel hierdie meters gaan almal verander, en met die hulp van die nasionale tesorier kon ons dan hierdie geld bekom om al hierdie meters in ons munisipale gebied te verander. So dit is belangrik dat mense toelaat dat die krag, dat die meters wel verander kan word na die nuwe meter toe. Net so een laaste vraag, voordat ek nou vir u oorgee, net so vir 'n bietjie van 'n algemene once over, as ek dit nou so mag noem. Koste verbonde, is daar enige iets koste verbonde vir die installasie van die nuwe meters aan die persone wat by daai huis is? Nee, daar is geen koste aan verbonde nie. Die munisipaliteit installeer en voorsien die meter teen geen koste nie. Maar soos ek vroeër genoem het, dit bly die eiendom van die munisipaliteit. Natuurlijk. Ja. U wil vir ons net so 'n bietjie van 'n general overview gee van dinge wat dalk mag bekommer, of dinge wat ons moet weet, asseblief meneer Philips? Ja, absoluut, baie dankie. Ek dink daar is, soos ek sê, verkeerdelik is daar 'n paniek aan buitekant oor die smart meters, terwyl dit vir ons almal net baie goed sal wees. Maar as 'n munisipaliteit weet ons ook dat met elke nuwe projek is daar wat tandesny probleme, en dit is normaal vir die mense om te wonder wat gebeur nou en wat gaan hulle nou weer doen en so aan. So, maar ek wil verseker dat hierdie meters is daar vir ons, soos ek vroeër genoem het, vir ons albei, munisipaliteit en die publiek, om 'n beter diens te verskaf deur ons, en vir u om 'n beter diens te ontvang as die publiek. Daar is sekere vrae wat byvoorbeeld na ons toe ook gekom het, na die call center, dus byvoorbeeld die kragaankope is beperk tot sekere vendors. Nou, dit sal so wees in die begin, net vir 'n kort tydjie, nadat die meter geïnstalleer is, maar daarna sal dit oopgaan vir alle vendors soos Ivoren krag, waar Ivoren in die munisipaliteit krag aangekoop het. Dan was daar 'n vraag gewees oor die batterye, wat gesê het, die batterye hou nie lank nie. Nou, die meter kom met, die prepaid meter binne in die huis kom met wat ons noem so 'n pad, waar jy jou krag aankope opsit, of nie. Nou, daai pad het 'n battery in. Nou, die battery kom met 'n kabel, alle nuwe meters kom met 'n kabel, wat jy kan inplak deur die dag en dit aanhou, en dan die battery net gebruik wanneer daar vir een of ander rede nie krag by die huis is nie. Dit kan nie. So dan behoort die battery baie langer te hou. Die rede vir hierdie vraag is, daar is 'n paar meters, ek kan nog nie onthou presies hoeveel nie, maar is 'n paar meters wat sonder kabels gekom het. Nou, uit die aard van die saak uit gebruik daai mense nou daai battery voltyds, en dit beteken hy gaan nou uitloop. Maar ons is bewus daarvan, en ons gaan binnekort daai kabels vir daardie persone gee, of daardie huishoudings gee wat dit nie gekry het nie. Maar al die nuwe meters wat nou uitkom, wat ons nou gaan installeer, gaan met so 'n kabeltjie kom, en dan is dit glad nie nodig om die battery te gebruik nie. Dan was daar enige gewees oor die ampere en die heffings daarvan. So, kliënte met 'n maksimum kapasiteit van 20 ampere betaal geen vaste heffing nie. So, daar is nie heffing vir daardie kliënte nie. Daarna is die tarief vir hierdie huidige finansiële jaar 25-26 soos goedgekeur deur die raad, is die tarief R51.50 BTW ingesluit vir elke 10 ampere per fase wat u opgaan in kapasiteit. Byvoorbeeld, as u so 30 ampere kapasiteit het, sal u 'n vaste heffing van R51.50 BTW ingesluit betaal. Sou u opgaan, of sou u 'n 40 ampere heffing het, sal u dan 'n addisionele bedrag bybetaal, wat dan die bedrag sal bring na R103 toe, wat BTW ingesluit is vir daai heffing. So elke fase wat hy in opgaan, 10 opgaan, betaal u R51.50. As jy kan net so vinnig 'n standaard 3 slaapkamerhuis, waar kyk ons, wat se ampere hard op 'n standaard 3 slaapkamerhuis op? Dit hang nou natuurlik af van wat jou elektrisiteitsverbruik in daardie huis is. Maar as ek nou vat my huis, wat 'n basies 'n 3 slaapkamerhuis is, dan hardloop hy so op 40 ampere.
So dit kan enige iets van 30 af op wees, 40 ampere, maar ons weet byvoorbeeld die huise soos jou hophuise, HOP-huise, die kleiner huise wat minder elektrisiteit gebruik. Hulle kom weg met 'n 20 ampere en dan is daar geen vaste heffing vir hulle. So met ander woorde, kom ons sê begin van die maand voordat jy enigstens R1 aan elektrisiteit moet spandeer op 'n 40 ampere, is daar eers R103 wat moet betaal word voordat jy jou krag kan kry. So kry as ek dit so lees. So as jy geen krag, nul krag gebruik het vir 'n maand nie, dan is daar in jy 'n 40 ampere kragverbruikstelsel by die huis, dan beteken dit jy moet daai heffing betaal van R103. Daar's dit, nou verstaan ek ook. Dan die ander vraagie wat mense vra is dat, of hulle noem dat die 40 ampere of die 30 ampere kos baie meer as die 20 ampere. Dit sal natuurlik so wees, want die 20 ampere kos niks nie. So daarna betaal jy R103 vir 'n 40 ampere of R51 vir 'n 30 ampere. So dit is die bedrag wat jy gaan bybetaal. Dan is daar mense, ek het bietjie vroeër daaroor gepraat, maar daar is mense wat deur ons call center byvoorbeeld laat weet dat hulle gaan nie toelaat dat die slimmeters vervang word nie. Of dat die huidige meters vervang word met 'n slimmeter nie. Nou die meter is die eiendom van die munisipaliteit en die raad het 'n besluit geneem om hierdie meters te vervang, soos ek vroeër vir die redes soos vroeër verduidelik, wat ek dink is baie goeie redes en beide voordelig vir alle partye. So en ons doen 'n versoek op die publiek om asseblief nie die munisipaliteit te stop om hierdie meters te vervang nie, want dit mag lei daarna toe dat u nie sal krag kan dat die publiek nie sal krag kan kry by daardie punt nie as die meter nie vervang is nie. So ons vra asseblief dat die publiek saam met ons werk, soos ek gesê het, is voordelig vir beide van ons. Dan die ander vraagie wat gekom het en weer eens, ek dink dit gaan maar met die tandesny probleme. Slimmeters word nie netjies geïnstalleer nie. Nou die slimmeters kan eerder buite die huis geïnstalleer in die geval van jou waar jy nie prepaid elektrisiteit het. Dit is meeste van die meters buitekant die huis, die groot ou wielietjie meters sal ek dit noem. Maar in die prepaid meters se geval sit die meter mos nou binne in die huis. So daar is gevalle wat ons gekry het dat dit maar nie so goeie werk was nie. Ons gee definitief aandag daarin om dit beter te kan doen. Maar ons wil ook vir die luisteraar noem dat ons gaan buite die huis, die meters buite die huis, om daardie skade te doen nie as dit of die onnetheid daarvan te beskerm. Gaan ons die meter daar los, die ou meter as ons dit so kan doen, los ons die meter daar en ons sit net die nuwe meter langs aan neer, want die nuwe meter is baie kleiner as die ou wielietjie meter. Ja, is 'n klein stukkie toerusting wat ons daar aansit. So ons kan dit so doen in sekere gevalle en dan lyk dit nog altyd netjies, maar dit sal hoofsaaklik buite die huis wees. Binne die huis sal ons moet uithaal en met 'n ander meter vervang en soos ek sê, ons sal toesien dat die installasies netjies en goed afgerond raak. Dan was daar bekommernis gewees dat elke huis het met 'n hoofbreker in. Die munisipaliteit se kant is daar 'n hoofbreker en by die huis se kant daar 'n hoofbreker. Daar was 'n bekommernis gewees dat as jy nie 'n hoofbreker het nie, dat jy moet R1000 betaal vir die hoofbreker. Nou, 'n hoofbreker moet by elke huis aan die huise kant wees en in die munisipaliteit, want dit beskerm die veiligheid of dit kyk agter die veiligheid van daardie elektrisiteitsvoorsiening in daardie eiendom. So as daar nie 'n hoofbreker is nie, moet die eienaar teen sy eie koste 'n hoofbreker insit, want dit is net om vir hom of haar te beskerm. So die munisipaliteit vra nie geld vir 'n hoofbreker en dit is die verantwoordelikheid van die eienaar van die huis om toe te sien dat daar 'n hoofbreker op hulle kant is. Ja, dit is van die klagtes wat ek met u wil gedeel het. Die ander ene was gewees, daar was mense wat byvoorbeeld gekla het, daar kom onverwags mense skielik hier by jou huis en dan is daar vroue alleen, miskien nog 'n groot vrou alleen by die huis en hulle is bekommerd, hulle weet nie wat gaan aan nie, wat soek hierdie mense hier, en dan is dit 3 mense wat daarna toe kom. Ons kan ongelukkig nie die mense almal bel om te sê hulle daar kom iemand na jou huis. Ja, dis te verstaan. Ja. So wat ons doen, ons adverteer dit so wyd en suid as moontlik en dis ek ook nog vandag baie dankbaar is in Radio Namakoland dat hulle ons hierdie geleentheid gee. Dat mense moet bewus wees van hierdie installasies. As u ongemaklik voel om so, is u welkom om die call center te skakel en ons kan help met daardie probleme wat dan daardie oomblik daar is. Maar
soos ek sê, elke persoon wat daar kom is geïdentifiseer met 'n bordjie hier op sy overall, sy oorpak, en ook 'n brief wat deur die munisipale bestuurder onderteken is om te sê dit is wat hulle daar kom doen en so aan en so voort. Okay. So dit is die vrae en goedes wat ons wil antwoord. Ons sal vandag ook 'n video vrystel wat ons op publieke op die sosiale media gaan uitplaas vir mense om dan deurlopend te kan kyk na en antwoord om te kyk na die antwoorde op hierdie vrae wat hulle mag het. En as daar enige ander vrae is, dan vra ons hulle asseblief, hulle moet vir ons laat weet deur die call center en ons sal onmiddellik ook dit deel maak van ons video wat uitgaan. Maar daar gaan deurlopende gesprek wees tot hierdie projek afgehandel is en daarna. So baie dankie vir die geleentheid. Gee gou vir ons sommer so vinnig net die call center se nommer in geval mense nie die call center nommer by hulle het nie. Ek sal dit nou die call center se nommer vir julle gee. Ek kyk dit gou op my foon. Is reg gesê. Maar intussen wil ek net die volgende inligting ook graag met die publiek deel, is dat die kliënt moet asseblief seker maak dat ongebruikte tokens, enige ongebruikte elektriciteit wat hulle aangekoop het. So as nou wat nou op die huidige ou meter is, sal ek maar sê. Nee, wat nog nie opgelaai is nie. Of wat nog nie opgelaai is nie. Daardie elektriciteit moet asseblief opgelaai raak voordat die nuwe meter geïnstalleer word. Want anders kan dit nie op die nuwe meter gelaai raak nie. So dis belangrik dat mense dit moet weet dat enige elektrisiteit wat hulle nog nie gelaai het nie, moet hulle asseblief laai voordat die meter Ek is heeltemal met julle. Dan net die call center se nommer is 081 040 8334. 081 040 8334. Asai, daar is die call center se nommer ook. Meneer Pillay, het jy enigiets wat jy wil byvoeg? Nee, ek dink die MM het goed opgesom. Miskien net een laaste ding is kliënte moet net onthou sodra die nuwe meter installeer is, dat hulle die nuwe meternommer moet gebruik op hulle banking apps en so aan as hulle nou krag wil koop. Ja, dit sal beskikbaar gemaak word gedurende die installasie. Die installer sal vir hulle wys wat is die nuwe meternommer. Okay, so daai meternommer moet dan nou net op jou banking app verander word as jy iemand is wat krag deur die bank koop. Dis korrek. En die idee is ook van die application vorentoe is dat kliënte sal op die app self kan krag koop. Dit is die idee. So dit gaan dit baie makliker maak vir almal. Ja, natuurlik. En net as die mense gewonder waar die app om te kry is beskikbaar op die Android phone by die Play Store, as ook die iPhone se App Store, en die naam is Matsi Utilities. Matsi Utilities. Dis korrek. Okay, wonderlik. Ja. Wonderlik, baie dankie. Meneer Lionel Phillips, ons munisipale bestuurder en dan die hoof van die elektriese afdeling hier by ons in Matsikama munisipaliteit, meneer Levi, is Levi, nee? Ja, dis 'n bynaam, Levi. Levi. Levi Pillay, baie dankie vir julle twee se deelname aan die program vanmôre. Ons waardeer dit. En ja, as julle enige hulp nodig het, asseblief moenie skroom om die call center te skakel nie. Hulle is daar om vir jou te help. Baie dankie meneer, ek waardeer julle tyd. Baie dankie en baie dankie aan die luisteraars.